sê, dit is goed vir my gewees om op te gaan na die vergadering van die gelowiges. Nou, dit is wat ons is vanmôre. Ons is nie, dit gaan nie oor die gebou nie, dit gaan oor ons by mekaar wees. En mag ons dit warm vind om by mekaar te wees. En wat ook al vanmôre in jou hart is, mag die Here vanmôre jou in jou hart dit kom toespreek. Ons wil daarom net sê, Hilde verjaardag op Dinsdag, né? Waar sê? Sy nog nie binne nie, maar sy verjaardag Dinsdag. So ons wil graag baie geluk sê. Weet jy, mag maar sê jy verjaardag, al word jy ouer en as gevolg daarvan gaan jy dood. Maar baie geluk aan al van verjaardag. Hulle sê ons mag te veel verjaardag is dood, so mens moet minder verjaar. So moenie sê as jy verjaar nie, dan lewe jy 1 jaar langer. Baie geluk aan almal wat verjaar. En mag die Here u ryklik seën. Baie dankie vir wat u is vanmôre. Mag u werklik vind dat God vir u in u hart vreugde kom gee. Mag u die Christus in u lewe kom vreugde gee. Want broer en suster, die vraag is nie vanmôre, of kom ek sê die belangrike vraag vanmôre is, waar is Jesus? Is hy buite jou lewe of is hy binne jou lewe? Want as Jesus Christus binne jou lewe is, kom hy sy lewe in en deur jou leef. En kan jy sy vreugde kom ervaar. So dis my gebed vanmôre dat ons dit so kan ervaar. Ek het my PowerPoint, kan jy vir my net laat ek hom sien. Ons het ons 'n bietjie verander. Ek sê ons altyd weer dan lyk hy nie dieselfde nie, maar dis dieselfde een, maar ek het net die agtergrond verander. Kom ons sit net so dan bid ons net 'n woordjie saam. Wonderlike Here, wat 'n voorreg is dit om vanmôre so by mekaar te wees in die naam van Jesus. Here, die opgestaande lewende Christus. Here, ons kom so op 'n Sondagmôre. Here, want dis die opstandingsoggend. Here, daar op die eerste dag van die week, die dag na die Sabbat. Here, het u opgestaan en in die kerk van Jesus daar die eerste dag van die week by mekaar gekom en hulle het brood gebreek. Want Here, hulle het bely dat Jesus Christus leef, maar dat hy ook in hulle leef. En omdat hy opgestaan het, in hulle ook opgestaan het. En nou kan hulle die lewe van kind van God, van Christen gaan wees, gaan lewe in hierdie wêreld. Want Vader, as my Christenskap nie vir my lewe iets beteken nie my lewe verander nie, Here, dan is dit betekenisloos. En Here, dan is ons net 'n naam Christene. En Here, het ons geen impak, is daar geen verandering in my lewe nie. Here, dan is dit 'n uiterlike vorm tradisie, iets wat ek aangeleer is van 'n kind af. Mag u vanmôre werklik, mag ons ervaar wat dit beteken nie net om 'n kind van God te wees nie, maar wat dit is om dit te lewe. Baie dankie, ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Broer en suster, ons is in ons gemeente besig met 'n reeksie Christenskap moet gelewe word. Nou, ek gaan nie nou 'n teksversie lees nie, soos wat ons deur ons diens gaan ons bietjie weer daarna toe kom. Nou, die rede waarom ek so 'n geruime tyd, dit is nou vanmôre sal ons 3de boodskap wees. En hoekom ek ook graag 'n reekse preek in die gemeente is, dat ek het agtergekom mense vergeet. Jy weet, my ervaring is, jy weet, hulle sê mos, stoor dit, jy gaan dit nie gebruik nie. En nou julle familie? Dis daai Sondagmiddag lunchboards, wat jy na die tyd op die bed gaan lê, wat jy nie gebruik nie. Want weet julle wat is die gevaar is, dat ons in die kerk van die Here begin ons, jy weet, ons het so baie kere word vir ons gepreek en ek sê, vra baie keer vir mense, hoeveel preke moet ek nog omvang? En my vraag vanmôre is, hierdie belangrike ding is dat, op die einde van die dag, is dit nie net dat ek die boodskap sal onthou nie, maar dat dit my lewe sal verander. Jy weet, die Bybel het gepraat van teaching en preaching. Lering en prediking is nie dieselfde goed nie. Prediking, luister gou broer en suster, is vir lewensverandering. Dit moet my lewe aanraak. As jy instap in hierdie diens vanmôre, en jy stap uit hierdie diens dieselfde, kan jy by die huis bly het. Dit is dieselfde gewees. Jy sien, God wil ons kom ontmoet. Jy weet, wanneer hulle daar opgegaan het, die Jode, wanneer hulle daar in die tabernakel of later in die tempel gekom het, was dit om met God te kom ontmoet. Die Sondagoggend opstandingsdiens moet 'n ontmoeting met die Here wees. Moet 'n plekkie wees waar die Here met my kom praat.
waar ek die stem van die Heilige Gees in my hart kom hoor, wanneer die Gees van die Here met my kom praat, wanneer ek hier uitstap vanmôre, moet ek kan sê, weet jy wat, die Here het vanmôre met my gepraat, en daar kan jy sê, wie by die dominee vir my gaan skryf? En dan beloof ek jou niemand nie, want die Here het ons net 'n manier om die ding aan te spreek. Baie kere, broer en suster, dan kom jy in 'n oggend in 'n diens in, en weet jy wat, as die woord gekom het, en die Here het kom praat, as jy uitstap, dan sê jy, sjoe, die Here het vanmôre net met my kom praat. Amen. Dis hoekom ons hier is. Ons kom nie uit gewoonte en uit tradisie nie. Broer en suster, Christendom is nie 'n diens wat ek bywoon op 'n Sondag nie. Christendom is nie 'n klomp uiterlike tradisies wat ek naleef nie. Christendom is nie 'n klomp eksterne godsdienstige aktiwiteite nie. Soos byvoorbeeld om Sondag na 'n diens toe te kom om te bid en Bybel te lees nie. Christendom is die inwoning van die Heilige Gees en die transformasie van Jesus Christus wat in jou lewe gekom het. Dit is die anderste broer en suster. Weet wat beteken dit vir jou? En dis hoekom ons hierdie reeksie begin het. Nou, jy sal onthou, ons het so twee, amper 3 jaar terug het ons so met die Ou Testament seminar, en toe het ons die Nuwe Testament seminar gedoen, en nou het ons in ons gemeente, is ons besig met hierdie reeksie, Christendom moet gelewe word. Nou kom ons gaan net so vinnig weer kyk, vir iemand wat 'n bietjie ietsie gemis het. Ons het begin weer te sê dat Christendom in die eerste plek is 'n verhouding met God. Broer, sister, in die heel eerste plek met ons vanmôre verstaan, as julle nou saam met my terug sal gaan, kom gaan almal verstaan, gaan saam. Skepping, val, vloed, nasies, 4000 jaar, die eerste 11 hoofstukke van Genesis, onthou julle dit? Ek gaan julle baie herinner. Want as ons met die Bybel ken, wat ons moet verstaan is vanmôre, broer, sister, toe die breuk tussen God en mens kom, toe die breuk-up kom, nou wie van julle het al 'n breuk-up gehad? Nou moet ek dalk nie daaroor praat, as dit nog jong vars is, dan kan jy dalk nog 'n bietjie emosioneel voel. Nou, julle iemand? Weet ons het ons 'n breuk-up. Weet, partykeer kom nou ons, partykeer werk goed in die lewe nie. En jy het 'n breuk-up, maar weet julle wat, God is die een wat ons wil kom terugbring na hom. Onthou, hierdie eerste 11 hoofstukke van Genesis praat oor 3 rebellies. Die eerste rebellie is die mens rebelleer teen God. Die tweede rebellie, Genesis 6, luister mooi, die engele rebelleer teen God deur met die vrouens van die mens gemeenskap te hê. En die derde rebellie is by Genesis 11, toe die mens by Babel opstandig is teen die Here en hulle weier om daar die wêreld te vul. Hulle bou daar die toering tot in die hemel. Onthou julle dit? Die res van die Bybel, onthou julle daar onthou julle? Julle wat nie weet julle moet leer. Daar agter, Persies 'n golf, Salt, Sara, Abraham, Lot en Tera, kom God deur Abraham, gaan God nou luister mooi, een ding wil God kom doen, hoor nou mooi. God wil hierdie mens, wat nou verlore mens is, hierdie rebelse mens, nie julle agterkom, mense is 'n mense is daarom 'n rebelse ding, 'n opstandige ding. Wie van julle onthou nog Pink Floyd se liedjie? We don't need no education. Teacher, leave those kids alone. Waar is julle nou? As julle daai sang onthou, nou as julle my ouer kom, nou. Julle sal ook doen, julle gaan doen. Ons is 'n klomp rebelse goed. Het jy al baie keer gesien hoe opstandig en rebels kan jong mense wees? Kom aan, hulle, waar is julle? Lekker opstandige rebels, laat jou pa of jy sê, gaan maak op 'n hek. Jy is nou nis. Ons lewe vandag in die era van die gehoorsame ouers. Dis die wêreld van, weet, wat se kar gaan ons koop? Jannie, wat sê jy? Nou, ek sê nie, ons mag nie ons kinders en waal, maar kinders, ons moet weer, wie is die gesag? Wie het God aangestel as ouers en wie is die kinders? Wie is die een wat in die hemel gesag het oor hemel en aarde, ons lewe in 'n wêreld, wat hulle wys na God toe baal, en vir hom sê, ons sal dit nie doen nie. Jy weet, ons is die kind wat sondig in die kerk sit, en die ma sê vir haar, sit, en sy sê vir haar, ek sal nie. Sit of ek slat, en sy sê, ek sal sit, maar in my hart staan ek. Klink dit nie soos ons nie, kom aan. Luister julle, ons moet verstaan,
Die Bybel was geskrywe met een doel om hierdie rebelse verlore mens terug te bring na God toe. To bring us back to God. Because we are lost. En in die Nuwe Testament is vir my die mooiste gelykenis in die Nuwe Testament is vir my daar die gelykenis in Lukas 15. Die gelykenis van kom nou die? Wat het Ja, die verlore seun. Hy gaan na sy pa en sê, hey, gee my erfpos. Maar sy pa is nog eens dood nie. En hy vat sy goed en weet jy wat? Hy gaan mors dit uit. Hy gaan jol dit uit. Hy gaan horeer dit uit. En toe hy letterlik sy lewe opgemors het. Weet jy, kom mense dikwels na die Here toe wanneer hulle lewe opgemors het, want is daar wanneer hulle wat besef? Ek het die Here nodig. Weet jy, dis my ervaring in die lewe. Dis daar waar ek gekom het, toe ek by Jesus uitgekom het. Want ek was besig om my lewe te verwoes. Weet julle wat sonde mense verwoes 'n mens? En God laat ons baie keer toe om te sê, nee, ek gee jou hulp. Go aan, doen het. Maar jy mors jou lewe so op, dat jy op 'n plekkie kom waar jy sê, en weet jy wat daar in die vark op, wat doen hy? Het ons sing daai liedjie ons in die kerk, en voor hy skuld bely. Dis 'n dwaling. Dis nie waar nie. God het hom nie in die bors gedruk om voor hy sy skuld bely nie. Hy moes eers sy skuld bely. En waar help my God bely sy skuld waar? In die vark op. Want wat sê hy? Hy sê ek sal teruggaan na my pa en ek sal met my pa wat sê? Ek het teen u en teen die hemel gesondig. Ek is nie werd om u kind te wees, u seun te wees. En dan, ek weet nou die ouens praat van hierdie die daaglikse bekering, ek weet ek het geluister met jy wat Wynand sê, maar ek wil daarom vir julle sê, daar is ook 'n eenmalige bekering. Die eenmalige bekering is wanneer ek my wegdraai van my sondige lewe, ek hoor mooi, ek draai weg van my sondige lewe na God. En dan verander ek my lewe mos dag vir dag. Verstaan jy? Dan sê die eenmalige bekering en dan die daaglikse bekering. Dis nou wanneer ek ophou om te vloek en te drink en te steel en te horeer. Dis die daaglikse bekering. Maar dan sê die eenmalige wanneer ek omdraai. En toe, maar hoor nou mooi, die vark, wat sê ek sal wat doen? Ek sal so ek draai nou weg. Ek is nou hier en ek draai nou terug na my. Dis bekering. En dan, wanneer sy pa hom daar ver sien aankom, hardloop hy hom tegemoet, en hy sê vir hom, welcome home, vir elke verlore mens, en vir elke onbekeerde mens, en vir elke verdwaalde mens, vir elke rebelse mens, wat sy lewe wegdraai, en teruggaan na sy hemelse Vader, wat sê hy vir jou? Welkom thuis. Weet jy dat alles wat die Here gedoen het, nie net en dit wat God deur die eeue gedoen het God gedoen met kom ons sê een fokus, een doel, is om hierdie mens, wat hy gemaak het, terug te bring na hom toe. En wanneer Jesus aan die kruis sterwe, en wanneer die kulminasie van dit wat deur die eeue gebeur het, wat ons van Abraham, deur Moses, deur Dawid, deur die profete uiteindelik in die Nuwe Testament daar by die geboorte van Jesus, onthou julle, waar is die Nuwe Testament? Bethlehem, almal gou, Bethlehem, geboorte. In die koms van Jesus na die wêreld, alles net een rede. Wanneer God in jou hart kom spreek, die Heilige Gees jou kom trek, die Bybel sê, die Here trek my. Het julle al gevoel? Het jy al die Here gevoel trek? Hy trek jou ons na. En hoe trek hy jou? Hy praat hier in jou hart. Jy hoor sê jy, luister gou, mense, jy kan nie na die Here toe kom as die Here jou nie trek nie. Wat het Jesus sê? Niemand kom na die Vader niemand kom na die Seun, niemand kom na die Seun as die Vader wat hom gestuur het hom nie trek nie. Dis daai gevoel wat jy kry, né? Dis daardie besef, want onthou net in die varkop, wat gebeur? In die varkop kom hy tot sy besef, die Bybel sê, hy tot sy sinne gekom, hy het 'n besef gekry. Maar as jy kry nie daai besef op jou eie nie. Weet jy wat ek vanmôre vir jou iets kom sê, en asseblief luister wat ek sê. God maak bemoeienis met mense, dan met ons, met jou. Is dit nie amazing nie?
Hy is die God, ons sê altyd, God, hy is die God van liefde. Hoe weet julle waarin lê sy liefde? Dat hy bemoeienis maak met mense kinders. Bemoeienis maak met daardie swerwe wat daar in die straat lê, vol spirits. Bemoeienis maak met die ou wat in die kerk sit en dink hy gaan hemel toe met hy hier is. En die Heilige Gees kan wys vir hom wees verlore. Hy maak bemoeienis met daardie persoon wat niks weet nie, soos vir Domie Gerard. So onkundig en so, ek het eers geweet wie is Abraham. Nou maak God bemoeienis met hierdie jong seun. Deur 'n chommie wat hom na 'n diens loop op 'n Sondag nooi, God se Gees praat met hom en 3 maande later kom hy tot bekering. Julle, dis die Here wat met ons kom. Luister gou mooi, as die Here die huis nie bou nie, werk ons te vergeefs. Dis God, ons moet altyd onthou. Die Bybel sê, luister maar, as jy daar gaan lees in Handelinge 2:24, hy eintlik in vers 23 kom hy sê dit is wanneer hy praat aangaande van Jesus van Nasaret, die Nasareëner. Hy sê God, dit is God wat in hom en deur hom onder julle kom werk het. Dis die Here wat, dis God wat hom uit die dood uit opgewek het. Hy sê, luister gou mooi, God in Jesus kom maak bemoeienis met ons. En hy kom wys ons sy liefde en hy trek ons terug na hom toe, sodat ek en jy hom kan vind. En daarom sê ons vanmôre, die heel eerste ding van Christendom, luister gou mooi, is 'n verhouding met God. Ons sê dit gaan nie vanmôre of ons die wet hou nie. Want die wet kan jy nie red nie. Dit gaan nie vanmôre of ons gaan vanmôre aan die einde van die diens 'n bietjie die geloofsbelijdenis doen. Dit gaan nie daar. Dit gaan nie vanmôre of ek elke Sondag hier is en of ek elke dag my Bybel lees nie. Dit gaan in die eerste plek oor 'n verhouding met die Here. Die Bybel sê die letter maak dood, maar die Gees maak lewendig. En in 'n verhouding met Jesus, broers, is dit wat deur geloof kom. Deur die werk van die Heilige Gees en deur die woord van God. Luister gou by die Bybel sê, geloof is uit die gehoor. Hallo. Julle kan ons hoor. En geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. President, hoekom dink julle is spandeer ons op 'n Sondag 90% van ons diens aan die woord van God? Hoekom? Sodat God wat kan doen? Geloof kan werk in jou hart. Ek is nie besig om my goed hier te preek nie. Ek is nie in diens van my nie. Broers, dit gaan nie vanmôre oor die kerk nie. Dit gaan nie oor die kerkgenootskap nie. Ons sê ons altyd sola Deo Gloria. Waaroor gaan dit vanmôre? Oor die eer van die Here. Ons is hier vanmôre. Broers, ons lewe in 'n wêreld waar dit soms so baie in die kerk gegaan het oor mense verheerliking. Dit gaan oor die verheerliking van die dominee, die verheerliking van die pastoor. Dit gaan oor die verheerliking van 'n mens. Ons is so in 'n humanistiese wêreld, die verheerliking van die mens. Dit gaan alles oor ons. Nee, dit gaan alles oor hom. En as ons God verheerlik, Jesus sê, as ek opgehef word, sal ek mense na my toe trek. Toe Jesus opgehef word aan die kruis, en hy is gehoorsaam aan sy Vader tot die dood toe, sê, sal ek mense na my toe trek. En daarom verstaan ons vanmôre, in die eerste plek gaan dit vanmôre oor, luister nou mooi, 'n verhouding met God. Luister mooi, deur geloof, deur die inwerking van die Gees, luister gou mooi, deur die verkondiging van die woord van God. Jy sien daar of mense 'n traktaatjie lees, en of 'n dominee preek, of ek op 'n YouTube video 'n boodskap luister, is daar waar die woord van God gehoor word, van die Gees van die Here in die harte van mense werk. En is daar waar mense by Jesus uitkom, en mense tot redding kom, en mense weergebore word van bo, deur die Gees van God gebore word, en die lewende Christus nou in my hy letterlik in my inkom, Jesus binne in my. Want die Bybel sê dit vir ons, Paulus sê, ek leef nie, maar dit is Jesus wat in my leef. Ek wil vanmôre vir jou vra, waar is Jesus vanmôre? Is hy buite jou lewe of is hy binne jou lewe? Want hy sê, ek staan by jou lewe en dit klop, as jy my toelaat, jou hart oopmaak, sal hy binne jou kom woon. Want dit is 'n geestelike, spiritual reality.
Dis nie 'n fisiese realiteit, dis 'n geestelike realiteit, maar hier is die waarheid. Jy kan dit voel, ervaar en beleef. Ouens, ons moet wegbeweeg van die kremore godsdiens af. Hierdie verstandelike, intellektuele godsdiens, net die aanvaar van Bybelfeite af. Nou luister mooi, ek sê nie, dis nie belangrik dat ons die waarhede van die Bybel met ons verstand moet aanvaar nie. Maar dis nie al nie. As ek die waarheid met my verstand aanvaar het, moet ek dit nou deur geloof ontvang. God sê vir Abraham, vat jou kind, gaan offer hom. Hoor mooi, luister mooi. Wat doen Abraham? Abraham sê nie vir die Here nie. Nee, ek glo dit. Ek glo ek moet dit doen. Hy ontvang nie die feite nie. Abraham reageer deur geloof daarop. Hy vat vir Isak, hy gaan berg Moria op en gereed om op te offer. Jy sien, geloof het 'n aksie. Hy reageer op die waarheid. Ek sê weer, jy kan die beste medisyne in die wêreld hê, maar as jy dit nie drink nie, gaan jy doodgaan. Ek kan vir jou vertel van hierdie goeders, as jy hierdie goed gebruik. Het jy al baie keer gehoor advertensies, hoe mense goed adverteer? Dink 'n bietjie. Hulle ouwe sel. Het jy al gehoor as mense goed ouwe sel? Maar ek wil sê, as daai goed so goed is soos hulle sê, dan wil ek dit hê. Amen. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, ouens, as hierdie Bybel so goed is soos wat dit sê, dan wil ek dit hê. Jy sien, dis 'n geloofsontvangst, 'n geloofskeuse, 'n geloofsaanneming daarvan. En ons het daaroor gepraat. Ek wil net kyk dat hierdie ding van my werk wat ek kan aangaan nie. En nou het ons gesê geloof met ander woorde, eerste plek 'n verhouding met God en die tweede plek het ons gesê geloof in die tweede plek of 'n Christen te wees beteken om gelowig loyaal in Jesus te wees. Wat beteken dit? Luister gou, die geliefdes, ek en julle is iewers in ons lewe loyaal aan iets. Die dag as jy met iemand in die huwelik tree, dan commit jy jou lewe aan 'n persoon. Amen. Jy sê vir die kanse, for better and for worse, for sickness and health, till death do us apart. Met ander woorde, ek commit my lewe en ek gaan loyaal aan jou bly. Met ander woorde, ek gaan jou nie verneek nie, ek gaan vertrou aan jou bly. En ons almal weet dat loyaliteit en toewyding gaan hand aan hand. En wat gebeur dikwels in ons wêreld, broer en suster? Ons lewe in 'n wêreld waar mense vergeet wat is die kommitment wat hulle gemaak het. Ons raak disloyal. Ons lewe so in 'n wêreld waar mense nie loyaal is nie. Amen, dink 'n bietjie. Daar by jou werk. Christendom beteken ek commit my lewe aan Jesus in 'n gelowige loyaliteit aan hom. En ek gaan faithful vir hom leef en vir hom dien. Ja, daar gaan tye kom wat ek dit nie gaan doen nie. Maar waarna roep hy my? Loyaliteit aan hom. Faithfulness. En dit beteken toegewyde lewe aan hom. Jy sien, broer en suster, die een waarin jy jou lewe toewy, daardie een is jou God. En ek wil vandag weer sê, ons het baie afgode in ons wêreld. Mense maak hulle lewe en commit hulle lewe en is loyaal in hulle lewe aan al die goeders van hierdie wêreld. Ons raak so loyaal. En weet julle wat, loyaliteit is 'n mooi ding, om loyaal te wees teenoor jou werk. Ek glo julle is. Om loyaal te wees teenoor jou kinders, teenoor jou man. As jy vanmôre sê dat ek het geen ander God nie. Ons sing daai liedjie, and I will serve no other gods. Nou, wat beteken jy sê, Here, ek dien nie alleen. Ek het nie 'n ander God nie, hy is my God. Toe Israel daar deur die see kom, en toe hulle daar aan die ander kant kom, nadat God hulle uit Egipte uitgelei het. Toe sing hulle daai lied van Moses, en hulle sê, hulle sê, hulle sê, Here, U is ons God. The Lord is our God. Verstaan julle, maar as jy dit sê, beteken, jy sê, nie net met jou verstand dit nie, maar met jou hele lewe sê jy, ek commit my in getrouheid aan hom. Wie is jou God? Ek vra vir die moderne wêreld, wie is jou God? Who are you serving? En weet jy wat, die een wat jy dien, is die een wat jou hart besit. Dis die een aan wie jy die meeste van jou tyd spandeer. En ons het baie gode vandag, kom ons wees eerlik. Ons maak goeders 'n afgod.
Ons maak dit 'n afgod. So in die tweede plek sê ons, Christendom is 'n verhouding met God, dis 'n gelowige lojaliteit aan Jesus, maar ons sê in die Christelike lewe is daar ook 'n konflik. Met ander woorde, as ek my lewe aan die Here gee, hoor nou mooi vanmôre, beteken dit nie, nou gaan alles net in my lewe goed gaan nie. So baie keer dink mense, as ek nou my hart vir die Here gegee het, en ek vra vir Jesus in my lewe, en ek kom nou tot bekering, gaan my lewe van nou af net, just lekker. Broer en suster, ons lewe in 'n sondige wêreld. En wanneer jy jou lewe aan Christus gee, kom haal God ook nie al die sonde uit jou uit nie. Het julle agtergekom, Christene doen nog steeds sonde. Amen. En as jy my nie wil glo nie, as jy in die straat ry, sal ek net voor jou inry. Ek gaan nou nie staan nie, weet wat ek bedoel. Amen. Sien, ons dan beteken, Here, kom al nie, want dis die goeie ding. Weet julle wat is my ervaring? Hoekom preek ek goed vandag? Want so baie kere kom iemand, ek het so rukkie terug lei ek 'n vroukie na die Here toe. En sy maak 'n oorgawe aan Jesus. En binne 'n week laat weet sy vir my, sy sê, "Doen nie hierdie ding werk nie." Ek sê, "Hoekom nie?" Sy sê, "Want ek doen nog sonde." Ek sê, "Hallo." Romeine 7 sê vir ons, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Dit is nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat nog in my woon. Jesus haal dit nie by jou bekering uit jou uit nie. Dit beteken jy moet nou in hom begin groei, sodat jy die sonde kan afsterwe. Jy moet in hom begin groei, sodat jy meer en meer heiliger kan word. Met ander woorde, daar is nou 'n geestelike pad. Want nou bekering of die aanvaarding van Jesus is in 'n oomblik. Die res van daardie verhouding met God is 'n pad saam met hom. Waar jy nou mos nou in hierdie geestelike reis met hom is, en waar hy jou meer en meer gaan leer. Daarom moet ek toeneem in die kennis en genade van Jesus my salig maak. Weet, ons wil alles hê. Julle ken ons Bon Jovi se liedjie. Waar is dit wat? Hy sê mos, "We want it all. We want it now." Wat sê hulle? Ken julle mos sy song, né? Ons moet alles proef. Dit sou te maklik wees. Hoe gaan jy ooit leer om hom te vertrou? Hoe gaan jy ooit leer om jy geloof te lewe? Hoe gaan hy ooit daai goedheid jy kom uithaal dat jy agterkom baie keer as jy voel jy word te nagekom, as jy verbitter of kwaad, of wanneer soms iets in jou lewe gebeur en jy loop en jy's met wie van julle loop soms met onvergewings se sonde? Kom aan. Jy hulle nie skerp hulle wees nie. Ek weet hulle het my hier by Bambo gevaai, hoor nou mooi. Ek kan nie aan my trench. En ek was baie bang, ek voel ons nog gebackstep. En ek het regtig gesien hoe steek ek my tannie se kar met 'n paar skroewedraaiers op pad gaan. Kom maar, dis goed nog nie in ons. Wie van julle dink julle weet nie sonde gevoel nie? Ons doen dit nie net nie, ons voel dit. Kyk, dink nie as iemand jou kwaad of as jy seer gemaak voel. Dink 'n bietjie, wat voel gaan hy gevoel? Ons voel dit nog. En dis wat Jesus sê, die pad saam met hom is 'n pad van heilig maak. Ek moet minder word en hy moet meer word. Ek moet die sonde af lê. Wat sê Jakob, wat Kolossense 3 vir ons? Lê dan af. En dan noem hy dan goedes, neem. Ons af lê en opneem. Christenskap, broer en suster, jy word 'n Christen in 1 sekonde wanneer jy jou geloof in Jesus kom sit, en dan loop jy 'n lewe lang saam met hom, sodat jy uiteindelik soos 'n Christen kan lyk. Meer en meer. Ons sing nou netjie om, ek wil so graag meer en meer soos Jesus. En Paulus skryf dit. Maar ons moet verstaan, dit kan nie ons eie krag plaas nie. Jy sien, kan ek vanmôre vir hierdie ding sê, hoor wat ek sê. Christene, luister mooi, Christene is nie volmaak nie. Hulle is vergewe. Christians aren't perfect. En broer en suster, as ons na mekaar gaan moet kyk, as volmaakte mense gaan ons diep teleurgesteld raak in mekaar. As iemand na my gaan kyk as 'n volmaakte mens, gaan nie teleurgesteld, want ek is nie. Maar net soveel soos jy. Iemand het eendag gesê, as jy 'n volmaakte gemeente wil hê, en jy wil in 'n volmaakte gemeente wees, moet jy hom nie asseblief join nie, want jy gaan ons spoor.
Want jy is nie wat nie? Amen. So jy dien die Here saam met 'n klomp onvolmaakte mense, wat deur genade in Jesus Christus gered word, en nou saam op pad is in 'n verhouding met hom, waar hy ons al hoe meer en meer verander, om meer en meer soos hy te word. En dis die pad van Christendom. Ons gaan in hierdie pad, natuurlik gaan ons ook die werk van die duiwel beleef, want die Satan gaan ons aanval. En broers, die Bybel sê, en daar in 1 Petrus 5:7, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Efesiërs hoofstuk, Efesiërs 6:10, sodat jy staande kan bly teen die liste en die aanvalle van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen mense nie, maar teen die owerhede, die magte, die bose geeste in die lug. Ons het 'n spiritual fight. Ek gaan vanmôre vir jou vra, vir wie lewe jy? Vir wie beklei jy? Paulus sê, vir my om te lewe is Christus. Kom nou mense, ons sing daai halleluja, is dit reg? Help my van nou 3-2-2? Nee, 2-3-3. Kan jy onthou? Voorwaarts Christen strijders, voorwaarts om te stry, na die kruis van Jesus in die stryd bly. Ja, Christen wees is 'n battle. En soms is die battle met onsself. Iemand het eendag gesê, I found the enemy, it's me. Christenskap is 'n battle, julle. Maar hier is die wonderlike ding. In ons Vader gebed is daar so 'n mooi gedeelte wat ons bid, wat ek dink ons baie keer nie eens verstaan. Wat bid ons? En lei ons nie in die, maar verlos ons van die. Nou daardie woordjie Hopelerias, beteken letterlik the evil one. En verlos ons van die bose ene. Van wie is dit? Van die Satan en sy demoniese magte. Geliefdes, dikwels is baie probleme in ons lewe. Die woord van ma's en pa's het ons dikwels gesê, man, klap die duimeltjie daar van jou skouer af. Want hy is besig om in jou oor nonsens te praat. En jy mag dan kom. Jaag hom weg. Die Bybel sê ons moet hom weerstaan. Standvastig in die geloof. Die Bybel sê dat ons aan God moet onderwerp. Die duiwel weerstaan en hy sal wegvlug. En dis ons probleem. Prins, ons verstaan nie, ons het met 'n geestelike werklikheid te doen, nie 'n fisiese werklikheid. En so baie keer in mense se lewens vergeet hulle dit. Daarom sê ons Christelike lewe is konflik, en daar's ook 'n proses van heiligmaking. En dit wat ons vanmôre vir mekaar verstaan. So wanneer ek en u begin om hierdie pad saam met die Here te loop, of jy dit nou 5 jaar doen, 5 dae doen, 50 jaar doen, is hierdie goed bly dieselfde. En wandel deur, wat sê die Here, die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Ek ontvang die saligheid deur geloof, ek lewe die Christelike lewe daarna deur geloof. En ek dink ons het laas Sondag daarvan gepraat. So kom ons gaan gou 'n bietjie hierna kyk. Ons het gesê verhouding, en ons sê verhouding kom deur geloof. Maar nou het ons gesê, daar is so iets soos reddende geloof. Reddende geloof. Dis die geloof wat jy in Christus kom plaas, wat jou as 'n sondaar mens tot redding bring. En weet julle wat, ek staan baie keer verstom, dat mense, ek weet nie hoe lees die ouens die Bybel. Maar kom ons gaan vanmôre vir julle 'n paar versies van daar. As jy sê, nou ons gesê geloof, nou ons sê, dis nie net om die waarheid van die evangelie te ken nie. Met ander woorde, om al die Bybelfeite te ken nie. Dis nie net 'n, rustige mense, geloof is nie net 'n verstandelike ding nie. Dit is nie. Geloof is meer as dit. Geloof benewens instemming tot die werklikheid is geloof die tweede dimensie, 'n vertroue en 'n toewyding aan Jesus. In Johannes hoofstuk 3 vers 16 sê vir ons, want so dikwels die woordjie daar word gebruik, bestel uitgedruk word om in te glo. Met ander woorde letterlik om in iets te glo. Ek het gekom oor dink nog sonder my. Iemand kon vertel vir my dat hierdie restaurant, ek weet nie wat sy naam is, maak die beste steaks of die beste burgers wat jy ooit kan kry. En hy sê vir my, weet jy wat, het iemand al ooit vir jou so 'n plek aanbeveel?
Gaan so doen. Of enigiemand dan, weet jy wat, is daai stukke, gaan na Tannie Sari toe. Tannie Sari sal jou uitsort. Tannie Sari is die beste wat daar is. En ek sê, Jin, ek glo in jou. Maand later kom jy, was jy by Sari? Nee, maar ek glo in jou. Dis nie geloof nie, ouens. Dis wanneer ek die foon optel op 'n Sari bel en sê, Sari, ek hoor jy's 'n amazing tannie wat klere regmaak. Wat 'n dag gaan ek vir jou kom sien? En dan stap ek al daar weer. En die Sari, hier's ek. Dis geloof, mens. Geloof is om te vertrou. Geloof, luister mooi, is 'n vertroue en 'n toewyding aan Jesus. En kom ek gou vir jou paar, Johannes 3 vers 16 keer, maar Johannes 10 vers 9 sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, in vers 11. Maar nou kom vers 10, vers 9 sê, hy wat met sy mond die Here Jesus bely, en met sy hart glo, sal gered word. Want met die hart glo ons, en met die mond, bely ons. En as dit baie kere kom lei kinders belydenis van geloof af, maar ek sê nou vir julle, hulle bely dit net met hulle monde. Ons nie kan dit met hulle monde. Jy dit met jou mond en met jou hart. Handelinge 2 vers 21 sê, elkeen wat die naam van die Here Jesus Christus aanroep sal gered word. 2 Petrus 3 vers 9, God vertraag nie die belofte so sommige dit 'n vertraging ag nie. En hy is lankmoedig en wil nie hê dat sommige mense verlore sal gaan nie. Hoor mooi, maar dat almal wat gered sal word. Sien julle, reddende geloof. Jy moet tot redding kom. Handelinge 16 vers 31, vers 30 vra hulle, wat moet ons doen? En in vers 31 sê Paulus vir hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal wat? Ons moet gered word, reddende geloof. Ek wil jou vra as jou gered. Ek vra nie eens by die kerk is of jy 'n goeie Christen is, 'n goeie godsdienste. Was jy gered? Het jy maar Jesus jou uitgered en sê, Here, red my. En dan lees ons daar in 1 Timoteus 2 vers 3, dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat nie wil hê dat sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat hoeveel moet gered word dat? Almal. O nee, die uitverkorenes. Want dis wat hy sê, die uitverkorenes. Nee, wat sê hy? Dis goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat dis die begeerte dat God alle mense gered moet word. God begeer jou redding. En wanneer jy daardie geloof, vertrou en toewyding aan Jesus kom maak, weet jy wat gebeur dan? Nou begin jy 'n pad saam met hom te loop. En nou daardie noem ons die geloof, naas die geloof van verlossing praat ons van voortdurende geloof. Nou gaan ek voortdurend in 'n pad saam met Jesus begin loop, dag vir dag om vertrou. Met ander woorde, nou sê hy hierdie geloof, hierdie gedurende geloof beteken wat behels dit? Om na Jesus te kyk, om vas te hou aan die evangelie van God te vertrou, te midde van swaar kry en beproewings van die lewe. Met ander woorde, nou wandel ek omdat ek tot reddende geloof gekom het, wandel ek nou deur voortdurend op hom te vertrou. Broer, suster, ons wandel deur geloof en nie deur wat nie. Deur aanskoue nie. Die Here daag nie elke oggend daar by my huis op wanneer ek daar in die bed lê en sê ek kom vir jou net kuier nie. Enigiemand, ek weet nie die inhoud so ervaar nie. Dit party mense is mos so, die Here blyk wat skeier vir hulle as hulle skeer. Dan moet jy groot nonsens wat vandag gesê. Broer, suster, hom, wat sê Petrus vir hom, al het ons hom nie gesien nie. Ek het hom nooit gesien nie. Hom het ek hom nie gesien nie, het ek hom wat? Het ek hom lief? Hom, hy sien ek hom nou nog nie, glo ek en vertrou ek in hom. Ek wandel deur geloof in 'n geestelike verbintenis met Jesus. En daarom moet ons verstaan, wat is die primêre ding wat die duiwel wil doen vanmôre? Kom ek sê vir u, wat is die Satan se primêre doel? Hy wil jou van jou geloof beroof. Hy wil jou laat ophou glo. Hy wil jou aan God laat twyfel. Hy wil vir jou sê, soos wat hy vir die vrou daar en die man en daar in Eden gesê, het God gesê. Hy wil jou vertroue in God kom wegvat. En weet jy wat, as jy ophou glo, dan hou jy ook op om 'n kind van God te wees. Want jy kan nie, ek wil vir julle vra, dink julle dat ongelowige mense in die hemel is? Nee, ons is in die hemel, maar ons glo nie in God. Reg?
Dis is ons glo daar in die Ou Testament. Onthou julle, God het mos die volk Israel uitverkies. Onthou julle, hulle was 'n uitverkore volk. En toe gaan hulle begin om afgode te dien. Die Baals. Wil julle vanmôre vir my sê dat daar Baal worshippers in hemel is? Nee, daar's 'n plek in die hemel net om die Baals te worship. Jy moet worship God en ons worship Baal. Regtig? Broers en susters, die Bybel sê God is 'n jaloerse God. God deel nie sy eer en jou toewyding wat jy vir hom moet gee met iemand anders nie. Daarom sê die Bybel, wat sê die Here van Petrus? Jesus sê vir hom, Petrus, ek het vir jou gebid, want die Satan het vurig begeer om jou te sif soos koring. Maar wat sê Jesus? Ek het vir jou gebid. Hoor nou mooi, en jy moet hoor wat hy sê, dat jou geloof nie sal ophou. Het jy ooit in jou lewe gevoel, jy geloof al op? Jy voel, jy kan nie meer nie. Jy voel, pas my brothers, broer en suster, daar's niks in die lewe meer belangriker wat jy nie kan verloor nie. Jy kan alles in jou lewe verloor, maar nie jou geloof nie. Want as jy jou geloof verloor het jy alles verloor. Hou aan Jesus vas. Ja, dan gaan dit soms moeilik en dan gaan ons soms deur 'n moeilike tyd. Ja, is daar soms beproewinge wat oor ons pad kom en ons geloof soms gelouter word, soos 1 Petrus hoofstuk 1 vers 6 vir ons sê. Ons geloof gelouter word soos wat? Soos goud. Sodat dit rein bevind mag word voor die Here. Ek wil vanmôre vir julle sê, 'n geloof wat nie getoets kan word nie, kan nie vertrou word. Ek kan julle beloof, in hierdie lewe was my geloof al baie kere getoets. As 'n Christen in hierdie lewe gaan jou wasmasjien breek op die verkeerde tyd, jou kar gaan nie op in die staat wanneer jy moet werk aan op die verkeerde tyd. So ja, maar dan dank ons die Here dat God ook vir ons baie keer in ons lewe guns gee. En ja, soms gaan dit goed met ons en dit gaan voorspoedig met ons en ons vertrou vir daai voorspoed. Is dit verkeerd om voorspoed te vra? Nee. Maar wanneer voorspoed dit alles word, wanneer ons so vir voorspoed lewe, dat wanneer die teëspoed kom, ons dit nie kan handle nie. Dis die probleem. So ons kan ons nie, weet ons wat praat ons soms het jy al gehoor as sê 'n verhouding met vroeër. Die Here kom, die Satan, die aanklaer kom na God en hy sê, kyk 'n bietjie na Job. Daar's nie iemand in die wêreld soos hy nie. Maar weet jy wat sê die Satan vir hom of die aanklaer? Vat net sy voorspoed weg. Dan sal hy jou nie dien nie. As hy God is reg, vat dit weg. Hy mag dit in sy lewe vat. Mag in sy lewe raak. En die Satan vat alles weg. Hy verloor alles. Ouens, hy verloor sy besigheid, hy verloor sy kar, hy verloor sy vrou, hy verloor sy vrou gehou. Want sy het hom nogal gekry vergewe. Vrouens asseblief. Hy verloor sy kinders. Hy verloor alles. En op die einde sê hy, die Here het gegee en die Here het geneem. Geloof sy die naam van die Here. Hy nooit sy verloor. Hy praat van sy geloof in die Here, sy verlosser. Daarom is hy ook die voorbeeld van geloof. Die geliefdes, daarom moet ons verstaan as Christen in die lewe. Dit vra ons om te glo. Dit vra ons Christene, God vra ons soms dat ons moet vergewe. God vra ons soms dat ons moet bely. Hy vra ons soms dat ons moet gaan seker goed op en doen. Dis wat Christendom is. En daarom is dit so belangrik. Julle ons kan baie hier in die besig is. Weet julle wat is my hart? Ek het my hart vir die Here gegee in 42 jaar. 16 jaar vanmôre met my kinders gepraat. So. Jy sien, ek het nie die Bybel se waarheid gehoor en ek het nou geglo en kan aanvaar. In 42 jaar loop ek 'n pad saam met die Here. Ek my hart net vir die Here gegee. Weet julle wat, jy kom nou net op 'n keer, maar jy weet niks. En al wat ek geweet het, Johannes 1 vers 12, en almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te wees. En ek het hom aangeneem. En toe het ek 'n pad saam met die Here geloop. En 'n mens leer baie op hierdie pad. En nou kom jy later, in die bediening en jy sien hoe baie keer hoe Christene sukkel.
En besef jy maar, hulle sukkel omdat hulle onkundig is. Die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan wat? Aan kennis. Ek wens sommige mense het hierdie goed met my gedeel toe ek net by die Here uitgekom het. Ek was so dom soos grond. Eerlik, ek het niks geweet nie. Ek het net geweet, ek het die Here gevind en hier kom ek. En my huis het die Here geweet, want my pa het gesê, kan jy nie net 'n bietjie sagter bid nie? Want ek het gedink die Here is doof. Here! Okay, hy is nie doof nie, maar in jou passie, jy verstaan wat ek bedoel, in jou ywer vir die Here. Daarom is dit so vir my belangrik dat ons moet verstaan, die Christelike pad is 'n pad van geloof. Die Christelike pad is in die eerste plek die keuse van geloof en daarna is dit die wandel van geloof. Die Christelike pad is 'n pad waar ons soms in versoekings kom en waar ons soms deur beproewings gaan en waar ons geloof getoets word, waar ons aangeval word deur die duiwel. Die Christelike pad is 'n pad van loyale toewyding aan Jesus. Die Christelike pad is 'n pad waar die wêreld en alles wat nou gebeur na my bekering nie skielik regkom nie. Ek lewe nog steeds in 'n gebroke wêreld en baie kere word ek deur hierdie gebroke wêreld maak my moedeloos. Wie van die was dalk in hierdie week of die laaste maand, soms die kan nog 'n bietjie moedeloos, ek was. Kom aan, ons almal word moedeloos. Wie van die was baie keer teleurgestel? Weet julle wat ek ervaar, teleurstelling was die eerste vir my. Ek was hierdie pa wat so betrokke was met my kinders in hulle sport. Ek het toe hulle drome nie uitwerk, was ek net so teleurgestel en hartgebroken as hulle. Soms is ons teleurgestel in mekaar en in mense. Die Christelike lewe, broer en suster, is nie 'n lewe sonder hierdie waarheid nie. Maar een ding wat ons vanmôre kan weet, dat hy wat die goeie werk in ons begin het ons gewaarborg en beloof dat hy sal dit klaarmaak. Hy hou ons in stand. Dis sy lewe in ons en deur ons. Dis die Jesus lewe in my, die Christus lewe in my, wat ek daarby ruimte vir hulle kon vertel het, wat maak dat ek na my vrou te gaan en sê te storie. Dis die Christus lewe in my, wat lief is vir mense en 'n passie het, dat hulle by Jesus sal uitkom. Dis die Christus lewe in my, wat maak dat ek is wie ek is. Dis hy in my, Johannes 15, die wynstok en die note. Hy wat in my bly en ek in hom. Broers, dit is 'n spirituele realiteit, en ervaar jy dit? Maak Jesus 'n verskil in jou lewe. Dis die Christus in my, wanneer ek soms verkeerd optree, wat teruggaan en sê, ek is jammer. Ja, en daai goed wat ek soms terugvat na die werk waar ek gesteel het. Dis die Christus in my. Dis Jesus in my, wat maak dat ek lief is vir my kinders, al maak hulle my kwaad. Dis die Jesus in my, wat vir my 'n passie gee, vir mense wat in hierdie wêreld verlore gaan. Woon Jesus in jou, en maak Jesus vanmôre 'n verskil in jou lewe. Hoe jy jou kinders opvoed. Suster, ons kom nie Sondag hier net om by mekaar te kom, omdat ons dit 'n tradisietjie is wat ons geleer het nie, dis nie reg. Weet jy, ek wil amper stype kry as hulle by jou skool ding sê, ons gaan nou bid, want dis die regte ding om te doen. Regtig? Ons doen dit nie omdat dit die regte ding is om te doen nie. Ons doen dit om dit is wie ons is. Want dis wat God kom maak. God kom maak my. Hy kom maak my iemand en iets wat ek nie was. En sukkel ek soos julle baie keer met Sondag doen. Word ek baie keer kwaad en as ek soms lelik met klein is. Doen nie. Net soos julle. Ek probeer regtig ek bid en min dat jy my so vloek. Dis nogal iets, my kinders vloek ook die meisie. Sien, so weet daar is 'n meisie. Dis nogal iets wat ek wil die Here my regtig kom vrymaak het. Maar ek sê nie, ek doen dit nooit. Kyk, as jy kwaad genoeg is, kan jy dalk doen. Hulle ken ons die tandepasta, wysie toets, wie ken hom? Weet wat die tandepasta, né? Weet wat binne is kom? Soos jy jou vinger raakslaan met 'n hamer en dan kom verskriklik goed uit. Moet jy weet net wat binne was het buite gekom. So wat sê ek vanmôre vir jou? Daar's goed binne wat jy doen. Het jy al gewerk? Amen. Broers, suster, dit gaan vanmôre dat Jesus gekom het om ons terug te bring na hom toe. Maar hoor nou mooi, nie met om jou te gaan. Het gaan nie met op jou. Ek gaan nie help in dit gaan. Nee, het gaan om 'n lewe vir hom te lewe. 'n Lewe tot eer van sy naam, 'n lewe wat 'n verskil maak. Maar ons moet verstaan wat deel is van daai pad. En ons gaan nou in die volgende
God seker ek die einde van die jaar gaan ons met die praat oor die tema Christendom. Op almal moet gaan. 1, 2, 3. Christendom moet gaan. Lewe. Amen. Kan ons dit weer 'n keer probeer? Christendom moet gaan. Lewe. Amen. Anders dit beteken dit niks. Jy kan help. Jy mos jy tyd. Want as ons dit nie lewe nie, is dit nie reël nie. Kom ons wees nie net hoorders van God se woord, maar daders. Kom God transformeer ons lewens en hy verander ons. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, wat 'n wonderlike voorreg was om vanmôre so by mekaar te wees. Here, wat ons bely, ons is Christene. En Here, miskien sit hier iemand vanmôre wat bely as 'n Christen, maar nog nooit uit al die waarhede aanvaar, maar nog nooit die getroue, die oorgawe, die ontvangs van Jesus in sy lewe nie. Hy is nog nie gered nie, Here. Ek bid dat hy sal verstaan, God vra eerste plek reddende geloof, om tot redding in Jesus Christus te kom, om hom te ontmoet en te ontvang, my vertroue in hom te sit, en hom aan te neem as my verlosser en my saligmaker. Want Here, dis geloof. Geloof is vertroue. Here, om nie net te hoor van Jesus nie, soos daai tannie wat goeie klere maak nie, maar om na Jesus toe te gaan en die lewe by hom te kry. Dankie Here dat wanneer die lewe van Jesus in ons is, dan gaan daar die lewe van Jesus in ons, soos Paulus gesê het, ek leef nie meer nie, maar dis Jesus wat in my leef. Gaan daar die lewe my lewe verander. Dankie Here. Mag ons werklik mense wees, kinders van God, wat ons ligte laat skyn in 'n krom en 'n verdraaide geslag, soos wat Efesiërs vir ons daar geskryf het in die 3de hoofstuk van Efesiërs. Ons ligte laat skyn in 'n krom en 'n verdraaide geslag. Baie dankie. Bid dit in Jesus se naam. Amen.